Kom ek deel vanmôre met u, die Here praat met my oor 'n tema en oor 'n gedagte, die woord van die Here. Ek's nou die aand, is ek ook nou al op daai stadium wat ek so nie meer heeltemal wakker is nie, maar ek is daarom nog wakker en ek's besig om te bid en te praat met die Here. Ek sê, Here, wat kan ek vir u volk sê? Gee vir my 'n woord, gee vir my 'n gedagte. En die Here begin met my praat en ek kom by hierdie gedeelte by Matteus 27 waar Jesus nou net gekruisig is en die Here praat met my oor iets baie spesiaal. Ek gaan vir julle lees Matteus 27 vers 57 tot 60. Ek lees hy Afrikaanse ou vertaling, 53 vertaling. Hy sê, en toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gegaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moet word aan hom. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. En dit in sy nuwe graf gelê, wat hy in die rots uitgekap het. En nadat hy 'n groot steen teen die opening van die graf gerol het, het hy weggegaan. Die Here begin met my praat en ek ken hierdie hele gedeelte, maar skielik is iets vir my opvallend. En dit gaan oor uit Jesus se liggaam gekry, maar al hoe hy hom kon huisves, al hoe hy hom kon kry in hierdie graf wat hy gekoop het hier in die rots, is hy moes die gat uitkap. As daar nie 'n gat ingekap was nie, was daar nie spasie vir Jesus om binne in te kom nie. Amen. Die tema van my boodskap is die uitgekapte gat. Ek wil hê jy moet vandag verstaan dat ons lewens is so vol dinge, is so vol moeds en moenies, is so vol van ek moet dit doen en ek moet getrou wees aan my werk en is my huwelik en is my kinders en dan is dit nog ouers en skoonouers en vriende en kerk en iets van alles. My lewe is so vol. Ek het hier die rots, ek het hier die plek wat myne is, maar ek het nie 'n leemte hier binne of plek vir Jesus nie, want my program is te vol. Baie kinders van die Here is so besig met die dinge van die Here, dat hy nie by die Here van die dinge uitkom nie. Jy is so besig met die kerk van die Here, dat jy nie by die Here van die kerk uitkom nie. Jy is so besig om maar net te beweeg, soos 'n robotjie, gaan ek maar net voor. En jy voel jy het nie 'n keuse, want jy staan op 'n plek, dit is maar die lewenstempo, dis die lewensverwagting, en jy kan niks anders doen as om maar net tree vir tree te probeer voorthou en aangaan nie. Is dit so? Beleef u dit ook? Ek beleef dit baie keer en voel ek, Here, maar ek gaan maar net aan. Ek is nou maar net in auto mode, autopilot, gaan maar net aan. En jy raak moeg op 'n stadium, maar daar kom 'n tyd wat die Here vir jou sê, staan net weer bietjie stil. En die Here praat met my oor hierdie gedeelte en ek sien dat hierdie man, hy was 'n disipel van Jesus, maar baie interessant as jy gaan kyk. Hy was nie net 'n disipel van Jesus, hierdie Josef nie. Hy was ook 'n lid van die raad. Hy was ook onder die groot koppe daar wat die besluite geneem het. Hy was nie net 'n disipel nie. As jy verder gaan kyk Markus 15:43, gaan jy sien, hy was 'n gerespekteerde man onder die Joodse raad. So dis 'n man wat ook eintlik bietjie invloed gehad het, en ek glo sy geld het so bietjie invloed meer bevorder, nee. Geld het mos maar 'n manier. Hulle sê mos geld wat stom is maak reg wat krom is. So ek glo sy geld het hom so bietjie gehelp, so tussendeur, dat hy so bietjie gunsies en gafies kon kry, want ek kan nie dink, hoe het hy net so maklik, het hierdie man gekom en gesê, gee maar die liggaam oor vir hom nie. Dit was nie sommer maar net so nie, hoor. Gaan dink bietjie oor hierdie saak, maar ek besef dat hierdie man was wel 'n gerespekteerde lid van die Joodse raad, maar hy was ook 'n disipel van ons Jesus. Hy het Jesus begin volg, hy het begin besef dat hierdie man is hy nie dalk die Messias nie. Hierdie man het iets meer aan hom as wat hy net sê. En hy kom op 'n plek wat hy vir homself hierdie graf gekoop het, hierdie stukke rots is syne.
Dis sy familie se erfenis. In Jesus se tyd was dit eintlik vir jou iets baie spesiaal. Is amper 'n rykdom wat jy gehad het. As jy 'n spesiale graf gehad het wat jy kon uitkoop. Jy moes 'n paar rand hê, anders het hulle jou nou maar gegooi daar waar hy naaste gat was. En hierdie man het hierdie spesiale rots gekoop wat baie naby aan Golgotha was. En die voorreg was toe ons in Israel kom en ons gaan weer daartoe gaan. Het ek die voorreg gehad om daarin te klim. Natuurlik, ek moet so 'n bietjie buk om by meeste van die plekke in te gaan. En ek het daar gaan sit en ek het so gaan staan op my knie en gesê, Here, waar het my Jesus gelê? En ek sien daar's nie vreeslik spasie nie. En ek sien hy moes ek hier lê en ek kyk in my geestesoë want ek dog, dalk kan ek net iets spesiaals sien. En ek kyk, ek sê, Here, maar ek sien niks, praat met my. Die Here sê, dis presies wat jy moet sien. En ek kom uit en ek staan by die deur en ek kom so uit, ek sê, ek het 'n aankondiging om te maak. Ek sê, dis die waarheid, my Jesus het opgestaan, hy's nie meer hier nie. Hy lewe tot in alle ewigheid, ons sit nie met 'n gebalsemde liggaam nie. Ons sit nie daar met 'n mammie of met beenere nie, nee. Hy het opgestaan, hy het graf, hel en dood oorwin, dit was 'n belofte, en hy die belofte het hy vervul, sê amen. Halleluja. En ek sien dat Josef sien hier die graf wat hy gekoop het. Hierdie spesiale rots is iets wat eintlik baie spesiaal en duursaam was. Is iets wat ook baie werk nodig het. Ek meen daar moet uit daai ding uitgekap word. Om uit 'n rots uit te kap. Hulle het nie vandag se hieltebore gehad nie. Hulle het hom nie geskiet met dinamiet soos ons vandag maak nie. Dit was harde werk. En my het hierdie gat begin voorberei. En hy het nog nie geweet waarvoor nie. En hy het hierdie gat begin spesiaal voorberei en die woord sê, want daar was nog niemand ooit daar binne nie. En terwyl hy hierdie gat so besig is om voor te berei, en hierdie gat in gereedheid kry, oh, glory to God, oh, prys sy soete naam, terwyl hy hierdie gat in voorbereiding kry, en hy sê, ek sal moet uitkap wat nie daar hoort nie. As ek dit kan uithaal, kan iets anders inkom. Ek wil vandag vir jou sê, laat dit my dink, wat is besig om hierdie graf, hierdie rots, hierdie klip wat ons het, te beset. Wat moet ons uitkap, wat moet ons uithaal, sodat spasie kan wees vir iets anders om in te kom. En hy begin kap, en hulle reël, en maak daai gat skoon en oop, en hulle kap hom uit, dat daar genoeg spasie is, nie net vir die liggaam nie, maar ook vir die wat by die liggaam kan sit, om ook daar so 'n hulde te bring, of eer te bewys, en ook dalk met alles wat hulle doen, met voorbereiding van die liggame. En die Here begin met my praat, en ek wonder, toe Josef dit gedoen het, of hy werklik waar besef het, waarvoor berei voor daardie gat wat hy uitgekap het, of hy werklik waar besef het, waarmee hy besig is. En die Here praat met my oor u en ek, wat ons lewens is so vol, jy's so oorversadig, as ek dit kan stel, na die tydelike dinge, dat as jy nie gaan die buitel insit en begin oopkap, tyd uitkap in jou werk, tyd uitkap in jou huwelik, tyd uitkap met jou verhoudings met mense, tyd uitkap in jou hobbies en al jou goedjies wat jy doen, en sê oor jy gaan spasie maak nie, is daar nie plek vir Jesus om in te kom nie. Maar die oomblik toe hy die spasie uitgekap het, en hulle die liggaam van Jesus kon inbring, het hy gedink, hy maak spasie vir 'n dooie liggaam. Oh, maar hy het nie rekening gehou met 'n belofte wat gemaak was nie. En hy gaan en hy sit daar die liggaam binne en hy rol 'n groot klip, rol hy voor hom. Is soeke, daar's nogal baie duidelike voorbeelde daar van daai ronde klippe wat hy voor het gerol het. Dis swaar. Ek weet nie wie van julle het al probeer 'n sakkie sement optel nie. Nou hy's daar meer as 1 of 2 sakkies sement hoor. En dis hoekom die vrouens dit nie kan doen en sê wie gaan vir ons die klip kan wegrol? Dis nie hierdie baba bergies soos in die Flintstones, jy rol hulle 'n berg voor nie. Daai is nou sprokies goed. Is 'n ronde klip wat hy uitgekap het en voor die grafte gesit het. Dat hy nie net somme kan oopgaan nie, maar is ook nou nie enige ou wat hom gaan wegvat nie. In elk geval, terwyl hy besig is met hierdie situasie,
Het hy gedink, okay, hier die graf sal ek afstaan aan Jesus, want ek gee eer aan hom, ek het begin sien wat hy doen, en ek sal hom dalk maar toelaat, laat ek vir hom my erfenis gee, laat ek vir hom my waarde gee, laat ek vir hom dit wat vir my spesiaal was, my familie erfenis, my familie rykdom, ek sal dit vir hom gee. Sit hom daar binne. Maar die oomblik toe hy plek maak vir die dooie liggaam, toe hy daai dooie liggaam begin lewe kry. Die oomblik toe daar die liggaam daar binne was, toe begin die wonderwerk van God, die grootste wonderwerk, na vore kom en Jesus staan op. Uit die dood uit, want hy het graf, hel en dood oorwin. En hy staan op en hy bewerkstellig vir jou en vir my wat vanmôre hier sit, bewerkstellig hy genade op genade en guns op guns, dat ons wat ver is naby kan kom, dat ons wat heidene is guns kan kry en kunskap kan ontvang, sê amen. En ek kyk na hierdie gedeelte en ek sien dat skielik het hier die dooie liggaam 'n ander betekenis. Dit raak die plek waar God se heerlikheid geopenbaar word. En as jy in hierdie dag jou liggaam, jou hart gaan begin oopkap en dit gaan moeite vat, ek wil dit nou vir jou sê. Vir baie van ons gaan dit moeite vat want jy gaan sekere ander goeders moet uitkap. Dit gaan nie net uitkom nie. As 'n besluit so maklik was, dan het ons almal vermoere gelyk of ons hiermanning gesluk het. As dit so maklik was, het ons almal so fietse lyfie gehad, of julle het almal dalk soos ek gelyk. Dis nie so maklik nie. Ek wil hê julle moet verstaan, dissipline is 'n geweldige moeilike saak. Jy moet 'n besluit neem en vasberadenheid hê, saam met dissipline en deursettingsvermoë. En as jy oopkap en Jesus kom in, en jy dink is net, ag Here, ek nooi in. Dis nie al nie. Die oomblik wat jy hom innooi, begin God se wonderwerkplan in jou lewe posvat. En hy begin te groei, en hy begin lewendig te word. En dit begin God se heerlikheid in jou lewe openbaar. Christus begin gestalte kry as die seun van God en hy maak die dooie liggaam lewendig en ons lewe nie meer nie, maar Christus leef binne ons. En wat ons nou lewe, soos Paulus sê, leef ek vir die Here. Amen. En ek sien hy kom en hy raak al hoe meer lewendig in my lewe. En ek wil vir jou sê, ons lewens wat vol geraas en werksdruk en verhoudingspyne en ou gewoontes en vol van onsself was, raak skielik anders, want ons het dit uitgekap, want die Gees sê, maak ruimte vir my om in te kom. Vanmôre wil ek vir jou sê, die Here klop vanmôre aan hartsdeure, en hy sê, maak vir my oop, ek wil inkom. Is jy vanmôre bereid om dit wat sy plek vat, uit jou lewe uit te kap? Is jy bereid om seker goed uit te sny, sodat jy plek het vir hom? Of sê jy vir hom, ek is so 'n bietjie vol, nie nou nie, gaan nie nou vir my werk nie, ek sê dalk later, nie nou nie. Ek wil vir jy sê, ons almal weet, hulle sê altyd die Here kom al vandat ons so klein is die waarheid. As jy tekens van die tye dop en jy gaan kyk wat die laaste tyd aangaan, jy hou 'n bietjie die sosiale media dop, jy hou die nuus dop en jy hou wêreldgebeurtenisse dop, wil ek vir jou sê, gebruik net jou logika, die koms van die Here is bitter naby. Ek wil nie gevang word sonder dat plek was vir Jesus in my lewe nie. Want slegs hulle wat kinders van God is, sal die koninkryk beerwe. Vanmôre wil ek vir jou sê, jy het 'n bedrywige lewe. Jy het 'n vol lewe en die lewens, kan ek sê, lewenslas, het baie wat op jou hang en is swaar wat dit op jou druk. En jy voel jy het nie meer plek, jy het nie meer tyd nie. Jy weet nie hoe gaan jy dit nog aanpas nie. Maar ek vra vanmôre vir jou, is Jesus nie eerste prioriteit nie? Ek deel met iemand gister, ek sê dat in my grootword was ons Woensdae by die kerk. Ons kon nie wag om by die kerk uit te kom nie. Vrydag was ek in die jeug. Saterdaande was ek weer by 'n bidhuur.
Sondagoggende was ons by 'n diens, Sondagmiddag het ons geslaap en gebid en daarna is ons weer kerk toe. En ons kon nie genoeg kry nie. Het gevoel of ons kort. Maandaande het ons as gesin ook nog saam gebid, sodat ons die aangesig van die Here soek, want hy was alles in ons lewe. Vandag se daar kom mense, een diens weer kerk toe en dis amper te veel, maar nie meer van my verwag nie. Gaan vry bietjie na jou vrou, net een dag 'n week, net vir 'n uur. Dan kom vertel jy my, hoe gaan dit met jou verhouding? Praat nie van hoe dit nou met jou skelmpie dalk gaan nie. Ek praat van, gaan vry met jou vrou en gaan vir my en bou 'n standvaste verhouding met iemand vir 1 uur 'n week. En wys jy vir my, hoe gaan daai verhouding werk? Dis tyd dat ons harte moet oopkap vir die Here om weer in te kom. Is dit so? O, pastoor, ek het 'n kuggie. Ek kan nie vanmôre kerk toe kom, maar môre is jy by werk. So die werk weeg swaarder as God. Is dit so? Dink logies. Ons het wys geraak. Ons wysheid, soos die woord sê, wysheid van die wêreld is dwaasheid by God. Ons wysheid het geraak, God kan maar wag, ek moet werk toe gaan. Kom ek sê vir jou, as jy God gaan dien, is dit baie belangrik en hy sal beter vir jou sorg as enige werk. Ons is so lojaal teenoor ons verpligtinge daar buite, maar so dislojaal teenoor God. Ek moet nou hierdie saak doen. Ek kan nie hierdie seepie vanmiddag mis nie, want weet jy, ek gaan eers weer môre sien. So ek kan nie hom mis nie, maar jy kan jou gebedstyd mis. Die kinders moet nou gaan. As hulle nie gaan hardloop vanmiddag nie, gaan hulle nie goed doen atletiek nie. Maar moenie worry om nou van die Here te leer of laat hulle bid of die Here soek nie. Want dis nie nou belangrik nie, maar jy moet nou hardloop. Jy moet jou beentjies rek. Prioriteite in die huisgesinne van kinders van die Here se lewens het ongelukkig heeltemal verkeerd geraak. Is dit so of lieg ek? Kinders is verskriklik opgewonde en lewendig in die aand. Hulle kry nie geslaap nie. Sê vir hulle, moet gou saam met jou kom bid, dan sien jy hoe gaap hulle die tweede ronde. Ek smile, ek sê gisterand, deel ek met iemand, ek sê, ek het Saterdag aand altyd in my gesin gekry, en dan sê ek, ons gaan bietjie saam bid. Kom, dan sit hulle nou almal daar op die bank van hulle, probeer saamloop. Jackie het so 'n paar rondes gehou en saam my geloop. Maar hulle is so vol lewe, hulle is soos Energizer bunnies. Maar die derde lap wat ek vat om te bid, dan sien jy hy koppie. Nou gaan hy koppie. Dan is hulle moeg. En dis nie net hulle nie. Wanneer ons die Here dien, is ons moeg. Wanneer ons die Here moet dien, het ons verskonings. Maar wanneer ons die wêreld kan dien, dan is ons vol energie. 2-3 die oggend, dan moet ek moan met die kinders. Hoekom is jy nog op julle fone? Want ek het 'n app wat vir my wys hulle was op die foon, so hulle kan nie eers meer lieg nie. Nie dat hulle jok nie, hulle vertel maar net die waarheid baie keer snaaks. Maar kom ons bid, nie, ons is baie moeg. Rowwe dag gehad. Dis tyd dat jy 'n gat moet uitkap uit die rots uit. Dis tyd dat jy 'n gat moet uitkap vir Christus, as jy wil hemel maak. Hoor vandag wat ek jou sê. Die fabel wat daar buite rondloop van jy dink almal gaan hemel maak, is die valste fabel wat bestaan. Slegs hulle wat kinders van God is, sal hemel maak. As jy nie Jesus aangeneem het nie, sal jy nie 'n kind van God genoem word nie. Slegs hulle wat deur die Gees van God gelei word, sê die woord van God, sal kinders van God genoem word. Die Gees kan jou nie lei as jy nie tyd het om by sy Gees uit te kom nie. Amen? Eina? Ons sê 'n bietjie eina, moenie dikbek wees nie. Eina? Ek moet 'n warm preek bring, my is koud buite. Eina? Ja, amen. Ek vra vir u vanmôre, volk van die Here. Ek vra vanmôre vir jou. Het jy plek vir Christus nog? Of is jou kalender te vol? Is jou program te vol vir hom? Die oomblik toe hy oopmaak en hy sê kom ons skap net 'n plekkie uit. Toe word die plan van God geopenbaar. En Christus neem gestalte en Christus word verheerlik. Vanmôre wil ek vir jou sê, as jy Jesus aanneem, gaan Christus verheerlik word in jou lewe. Dan sit jy met die volgende struikelblok. Die gat is gekap, Christus is binne. Nou sit jy met 'n klip. Die rots wat weggerol moet word.
Jesus, ek kry so skaam vir wat ek gedoen het. Ek voel onvrymoedig. Ek wonder of die Here my regtig vergewe het, want ek het darem maar baie dingetjies aangevang. Hoeveel van ons het Jesus aangeneem, maar daai klip is nog vanmôre voor die gat gerol, dat jy voel jy kan niks vir God beteken nie. Want jy voel onvrymoedig oor jou tekortkominge, of jy voel ek het die fout gemaak of daai fout gemaak. Ek, Jacques Potgieter, sê vanmôre dit eerste, Here, ek is baie lank in my lewe op 'n plek wat ek voel, my foute wat ek gemaak het, staan tussen my en God. Dan bely ek dit, dan sê ek, Here, asseblief vergewe my, ek is so jammer ek het fout gemaak, ek huil voor die Here, dan sê die Here vir my, wat? Sê ek, Here, daai goed, sê die Here vir my, wat se goed? Sê ek het jou klaar vergewe. Ek het jou vrygespreek, maar jy het jouself nie vergewe nie. Jy het jouself nie vrygespreek nie. Vanmôre wil ek vir u sê, die Here wil die klip wegrol. Wil jy vanmôre dit aanvaar? Dis jou keuse. Vanmôre wil hy die klip wegrol. Die klip wat keer dat Christus kan na vore kom en verheerlik word. Dit wat vanmôre jou swakheid. O, Here, maar ek hou nou nog 'n sigaretjie vas of 'n drankie of ek 'n bietjie die of 'n bietjie daai of die verslawing of daai. Kom ek sê gou vandag gou vir jou, 'n verslawing is nie groter as my God nie. Gee God kans om te werk en verslawing sal wegval. Maar as jy gaan wag tot die verslawing wegval, is om te wag tot jy genoeg geld het om te trou. Jy sal 'n ou jong kerel word. Jy sal nooit genoeg geld hê nie, as jy dink jy gaan net kom praat met my. Luister vandag wat ek jou sê, jy moet Jesus kans gee om te werk, want na mate Christus in my lewe werk, en deur my lewe werk, dan kom daar die ander behoeftes en begeertes, en verslawings en leemtes, word gevul, deur sy Heilige Gees, halleluja, en dan lewe ek nie meer nie, maar Christus leef deur my, amen. Laat Christus werk vanmôre. My Gees vanmôre se engele bevel, hulle rol vanmôre klippe weg. Hier's menigte in hierdie gebou, die Here wys my 'n groot hoeveelheid in hierdie gebou vanmôre, wat se klippe weggerol moet word, want jy voel onvrymoedig om vir God iets te doen. Vanmôre kom ons in die Gees, en ek dank die Here dat hierdie klippe wegrol. As jy vanmôre sê, Here, ek gaan opstaan, hierdie klip gaan my mee terug, my vra ek jou, staan som op jou voete as manifestasie, en sê, Here, ek staan op, hierdie klippe gaan nie langer my keer, laat u geopenbaar word nie, hierdie klippe gaan nie vanmôre keer, dat die heerlikheid van God in my lewe geopenbaar word nie, hierdie klippe gaan nie die krag van God in my lewe stop nie, die rots word weggerol, die klippe word weggerol, want Christus sal vanmôre verheerlik word. Ek kom vanmôre, Vader, en ek bid nou vir elkeen wat hier staan, elkeen wat vanmôre sê, Here, genoeg is genoeg, van nou af gaan ek u dien in gees en in waarheid, van nou af wil ek u volg, soos wat u gevolg wil word, Here, dankie dat u vanmôre help, dat mense kon die gat uitkap, sodat u kan ingaan, maar dankie, Here, vir hulle wat dalk reeds plekkie gemaak het vir u, Here, wat vanmôre dalk net so 'n bietjie maintenance werk kon doen daan. Maar dankie, Here, vir hulle wat dalk klaar maintenance werk gedoen het en die gaatjie gekap het. Wat vanmôre kan kom en sê, nou word hierdie klip finaal weggerol. Die graf is leeg. Die doeke lê. Hulle soek na Jesus, halleluja. Hy het opgestaan, En vanmôre, Here, versterk u volk, vanmôre versterk elkeen van ons die krag van die Heilige Gees. En ek dank u vanmôre in die naam van Jesus Christus dat u vanmôre mense se lewens verander. Ons eer u, ons loof u en ons aanbid u, want u doen die werk. Word verheerlik, Vader, in Jesus se wonderlike, almagtige mooi naam. Kom ons gee die Here eer. Amen en amen.